Ek wil begin met 'n storie. Julle onthou dat Tom Smith hier was met Pinkster. Ek sal nou iets bietjie meer oor hom sê. En ek het regtig bietjie probeer om dit wat hy gesê het ter harte te neem, en een van die goed wat hy gesê het was dat mens jou oggend reg moet begin. Julle sal onthou hy het daar gepraat en hy het gesê ons moenie net opspring en die eerste ding wat ons vat is ons foon en net vir 'n oomblik net sê Here, dankie vir hierdie dag. Ek vind vreugde in hierdie dag, so probeer ek dit in die oggende. Nou as jy klein kindertjies in die huis het, weet jy dat jou slaap is nie altyd so lekker nie. So ek het probeer ek het met hom gespot en gesê ek gaan nie begin by die kom ons kyk of ek goed kan slaap nie, want dit gaan nie so goed op hierdie stadium, maar kom ons kyk of ons beter kan wakker word. Die een oggend lê ek in die bed en ek hoor voeltjies buite. Nou dink ek, ja, dis seker 5 uur want hulle word ons vroeg wakker. Dankie tog ons het nie 'n hoender nie. Nou hoor ek voeltjies en dit is die pragtigste voelsang. En ek lê daar in die bed en ek tog, hierdie is nou ideaal. Wat net is presies wat Tom gesê het. Ek nie dadelik omgedraai en gekyk hoe laat is dit en hoe laat is ons huisgesin nou al vir skool nie. Ek het net daar gelê in die bed en geluister na die voeltjies en ek het vir die Here dankie gesê vir die nuwe dag en ek het 'n psalm opgesê, dit van die psalm wat ek kon onthou het en ek net gedink, wat 'n ongelooflike mooi begin vir die dag, wat 'n ongelooflike rustige begin vir die dag. En op 'n stadium dink ek maar, hierdie voels hou nie op nie. Hulle hou net aan, later raak dit nou bietjie sterend. Dit was nou mooi, maar dit raak nou bietjie sterend. Ek sal nou graag nou nog 5 of 10 minute dalk net in my warm bed wil lê voordat ek opspring en begin met die dag, maar die voels hou nie op nie. Later hou hulle my nou eintlik so bietjie uit die slaap uit. En wat ek toe nou nie besef het nie, is dat Pieter ergens in die aand by die dogtertjies gaan lê, so ek's alleen in die bed, wat nou ook nog lekker is lekker warm. Ek het die hele bed vir myself, en hierdie voels hou net aan, en dan ek kan nie verstaan wat aangaan nie. En op 'n stadium besef ek, iets is regtig vreemd, hierdie voels sing ook die hele tyd dieselfde, oor en oor. Toe sit Pieter wat sy wekker gestel het, op voelsang, om rustig wakker te word in die oggende. So dis toe nou sy wekker, en ek lag toe nou net vir die res van die dag oor hoe ek hierdie pragtige Godse oomblik het met die voels buite en ek praat met die Here. Meanwhile, is dit net die Here se wekker? Nee, is dit Pieter se wekker? Ek sê vir hom, verander nou dadelik jou wekker na iets ondraagliks toe, want ek het 'n gefabriseerde oomblik saam met die Here gehad. Nietemin. Toe Tommy was, het hy gepraat so 'n bietjie oor dit en dit was nog net 'n begin van die storie, maar iets anders waaroor hy gepraat het, was wat hy genoem het, om 'n speurder te wees van die Skepper. Nou, ek het gelukkig nou so gefabriseerde oomblik gehad, ek het net gedink, wonderlik is dit die Here dat hy hierdie mooi voels gemaak het, en hulle sing my nou so pragtig wakker, 5 uur in die oggend. Maar iets wat hy genoem het, om 'n speurder van die Skepper te wees. In Engels het hy dit genoem, Detectives of the Creator. En die idee is baie eenvoudig. Die idee is baie eenvoudig, is om 'n geloofsgewoonte te kweek in jou lewe, waar jy in jou alledaagse lewe oplet waar die Skepper teenwoordig is. Is om die mooi en die goed en die snaakse goed in jou alledaagse lewe op te let. Nou dit kan iets wees soos om voeltjies te hoor in die oggend, buite jou venster, of dit nou regtig is of nie. Te danke aan jou man. Dit kan 'n mooi sonsondergang wees, 'n mooi sonsopkoms, dalk ry jy vroeg werk toe. Dit kan iets mooi wees wat jou kinders doen. As my kinders partykeer so wegrok in hulle verbeeldingswêreld, kan ek net vir hulle kyk, dat ons verloor soveel van dit as ons groot word. Dalk het jou tiener jou die afgelope week verras. Hulle het iets gedoen wat jy nie vir hulle gevra het nie, net niks sê nie, laat hulle net gaan in hulle natuurlike habitat. Of jy het 'n mooi oomblik saam met jou eggenoot. Jy is verbaas as iemand jou toelaat in die verkeer voor hulle, net waar is die Skepper teenwoordig en waar kan ons in daai oomblikke dan nou erkenning gee aan God? Erkenning gee aan die Skepper. Die rede hoekom ek aan Tom gedink het, was oor Gys. Gys was 2 jaar terug by ons vir Pinkster, so Pinkster het definitief 'n invloed in my lewe. Ek is saam met Gys in 'n vergadering die afgelope week en dit het my toe laat dink aan iets wat Tom gedoen het. Maar Gys bid 'n gebed. Ons dit is aanlyn, is altyd so awkward as jy moet bid aanlyn, maar in 'n geval, hy bid aanlyn. En hy bid die volgende, ek lees vir julle, dit is definitief nie woord vir woord nie, so ek haal hom maar bietjie aan. Hy bid en hy sê, Here, dit is chaoties in ons wêreld. Die nuus is oorweldigend. Help ons om te onthou
help ons om herinner te wees dat dit al in die verlede baie slegter gegaan het as nou en dat u koninkryk steeds op kragtige en wonderbaarlike maniere deurgebreek het in hierdie tye. Dit was sy gebed. So die twee goed, iets wat Tom gesê het oor om speurder te wees van die Skepper en iets wat Gys gesê het oor om bewus te wees van waar die koninkryk deurbreek in ons alledaagse lewe, het vir my toe nou so 'n bietjie by mekaar uitgekom. Let ek op, is ek deel van hoe en waar God se koninkryk deurbreek in ons alledaagse en gewone lewe. 'n Laaste ding, sommer net alles ter agtergrond. Baie van julle is bekend met die app Lectio 365 of dis 'n app wat jy kan gebruik om jou te begelei in gebed op verskillende tye van die dag. Daar's 'n oggendgebed, middaggebed en 'n aandgebed wat jy kan doen vir jou slaap. Tom het ook 'n bietjie daar gepraat. Nou die middaggebed het vir een of ander rede vir my verskriklike heilige tyd geword. Dis 'n gebed wat ek aansit as ek ry om my kinders te gaan haal by die skool of op pad is na 'n besoek of hospitaalbesoek. En dit is so waardevolle oomblik geword eintlik in my dag, want partykeer het jy nou nogal soos 'n afkoophoender rondgehaal vir die oggend en jy het gejaag en jy het vinnig opgespring as jou wekker afgegaan het en jy het eintlik vergeet om net in die teenwoordigheid van die Here te leef vir die dag. En daai middaggebed het amper so 'n bietjie van 'n centering oomblik, 'n centering prayer vir my geword om te besef, jy het nou vergeet van die Here, jy het vergeet jy werk deur die genade van die Here. Jy was nou oorproduktief of jy het vergeet om te bid. Of wat dit ook al mag wees, maar daai oomblik het vir my baie waardevol geword in die middag. En hulle bid elke dag tydens hierdie gebed, bid hulle die Onse Vader gebed wat ons baie goed ken, wat ons almal baie goed ken. Maar dan sê hulle altyd na die Onse Vader gebed hierdie volgende woorde, ek het dit vir ons saamgebring, is op die bord. Dit sê, this prayer of Jesus has guided the midday prayers of God's people dating all the way back to the church's origins. En hierdie is wat altyd vir my uitstaan, elke dag. It teaches me a way of prayer in two distinct parts. The first gets me in on what? God's world. And the second gets God in on my world. En as jy mooi gaan kyk na die Onse Vader, is dit so gestruktureer. Ons bid en sê, Here, ek verstaan van die wêreld, ek wil my kop gerig hou, my gedagtes gerig hou op u wêreld. En dan nooi ons ook God in ons wêreld. It gets us in on God's world and gets God in our world. Dis baie mooi vir my. Dis 'n waardevolle manier vir myself om myself te herinner om te sê, deur my dag soek ek na die koninkryk van God. Dis ook waar die tema van vandag vandaan gekom het. Deur my dag, deur my alledaagse bestaan van kinders oplaai en kinders gaan haal en besoek doen en werk en kos maak en rondry of wat dit ook al mag wees, om te soek na die koninkryk, soos wat ons soek na die wil van die Here, om te soek waar die koninkryk van die Here deurbreek. En ook waar ek 'n agent, waar ek toerusting, 'n instrument kan wees van waar die koninkryk ook kan deurbreek in my omgewing en in my. Ons is nie altyd wakker en nugter genoeg om dit raak te sien nie. Ons gaan baie keer blind deur die lewe, maar blind deur ons dae om te sê, waar breek die Here se koninkryk deur? Waar kan ons speurders, dan om Tom se woorde te gebruik, speurders wees van die koninkryk in ons alledaagse lewe. So dis nou agtergrond vir vandag, so 'n bietjie van 'n backdrop. Wat ek wil hê ons moet doen vir ons tyd saam is om te kyk waar daar in die Bybel geleenthede was waar die koninkryk van die Here kragtig deurgebreek het. Waar ten spyte van hulle omstandighede, ten spyte van die wêreld, ten spyte van die kultuur of die omgewing of die samelewing van die tyd, en wat by daai mense aangegaan het, hoe die Here, juis in daai tye, hoe die Here se koninkryk kragtig deurgebreek het. So ons gaan 'n bietjie kyk na voorbeelde uit die Bybel uit. Ek beloof ek sal die tyd dophou. Maar dan ook dit weer deur te trek na waar ons onsself bevind in Junie, amper, ons het nou gespot hier agter. Dis nou halfte van die jaar. In Junie 2025, amper Junie. Hier op planeet Aarde. Het is nogal moeilik om opsommend te praat oor tye en plekke waar die tema van God se koninkryk deurgebreek het. So ons gaan so praat oor 4 gedeeltes. Dit gaan nie te lank wees nie. Die eerste een begin ons by die begin van die Bybel. As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy jou Bybel oopmaak by Exodus, Daniël,
Handelinge en dan hier by Lukas, as jy vinnig kan blaai en vinnig kan soek. Exodus 1 is die langste gedeelte wat ons vandag gaan lees, maar dis nie die teksgedeelte van vandag nie. So Jakobus se seuns en hulle gesin het saam met hom na Egipte toe te gaan. Ek lees 'n bietjie aan. Jakob het op daardie stadium alreeds 70 naastes gehad. Josef en sy broers en daardie hele geslag is met verloop van tyd dood. Die Israeliete was egter baie vrugbaar. Dit weet ons van die Israeliete, veral in Exodus. Hulle het baie kinders gehad. Om die waarheid te sê, hulle was naderhand so baie en so invloedryk dat hulle oor die hele land gewoon het. Daar toe 'n nuwe koning in Egipte aan bewind gekom. Hy het niks van Josef geweet nie. Julle ken Josef se verhaal. Dit het eintlik met hom baie goed gegaan in Egipte. Kom maar 'n nuwe koning, weet nie naasby van die werk en die invloed wat Josef gehad het. So hy weet niks van Josef nie. Hy het vir sy mense gesê, hierdie Israeliete is vir ons 'n gevaar. Hulle het meer en sterker as ons geword. Ons moet 'n plan maak om hulle getalle te beperk. As iemand teen ons oorlog gemaak, sal hulle by ons vyand aansluit. Hulle sal van oral in die land uit die land ontsnap. Die Egiptenaars het die Israeliete toe gedwing om vir hulle te werk. Dis hoe die storie begin het. Dis hoe hulle slawe geword het in 'n land waar hulle eintlik baie goed en vreedsaam saam met die Egiptenare geleef het. Hulle het opsigters oor hulle aangestel, hulle het Israeliete harde werk laat doen en hulle laat swaar kry. Die Israeliete moes die stede rondom Pithom en Ramses vir die farao bou om sy voorrade daarin te stoor. Hoe swaarder die Egiptenaars hulle egter laat werk het, hoe vinniger het hulle meer geword en verder uitgebrei. Die Egiptenaars het bang geword vir hulle. Hulle het toe die Israeliete met geweld verplig om slawe te werk. Hulle het die lewe bitter swaar gemaak vir die Israeliete. Die Israeliete moes stene maak, klippe kap, buite in die veld werk. En dan hier is 'n kragtige gedeelte. Die verpleegsters wat die Israelitiese vroue gehelp het om geboorte te gee, was Sifra en Pua. Die koning van Egipte het vir hulle gesê, wanneer julle Hebreëse vroue help om geboorte te gee, moet elke seentjie wat gebore word net daar doodgemaak word. As dit 'n dogtertjie is, mag sy maar bly lewe. Omdat hierdie vroue die Here gedien het, het hulle nie gedoen wat die koning van Egipte van hulle gevra het nie. Hulle het die seentjies laat bly lewe. Die koning en die vroue het toe laat roep en vir hulle gevra, hoekom maak julle so? Hoekom laat julle die seentjies lewe? En dan sê hulle, meneer, die vroue, hulle sê die Hebreëse vroue is baie sterk. Teen die tyd wat die kraamverpleegster by hulle kom, het hulle al reeds geboorte gegee. Ek weet nie wat se wêreld dit gebeur nie in 'n geval. Hulle is nie so stadig om geboorte gegee soos die vroue van Egipte nie. So hulle het dadelik daai onderskeid getref. God het dit goed laat gaan met die kraamverpleegsters, dan staan hom. Die Israeliete het al meer en sterker geword. Omdat hierdie vroue in die Here geglo het, het hy vir hulle ook huisgesinne van hulle eie gegee. Die farao het aan sy mense opdrag gegee. Elke seentjie wat gebore word, moet hulle in die Nylrivier verdrink. Die dogtertjies kan julle maar laat lewe. Dis 'n lang gedeelte, maar dit was moeilik om net 'n gedeelte uit te haal. Ons ken die storie van Egipte en Israel baie goed. Ons ken die storie van die Jode of die Hebreërs in Egipte baie goed. Ons weet dat na baie lank se slawerny, baie lank se swaarkry, na baie lank se bitter hard werk in die woorde van die Bybel, het die Here deur Moses gekom en hulle bevry uit slawerny uit. En om te praat oor ons tema van vandag, in tye van bitterlike swaar kry, waar hulle gewerk het soos slawe, waar hulle verdruk was, onderdruk was, regtig eintlik geen land of plek of kultuur van hulle eie gehad nie. Dis my so mooi hierdie verhaal, ek dink ek het dit al ooit so gelees nie, hoe die kinders maar net bly gebore word, en hoe die Here eintlik Egiptenare, kraamverpleegsters gebruik het, om seker te maak die Israeliete bly floreer, om seker te maak die koninkryk van God bly deurbreek. Die Here het in verskeie maniere in hierdie storie van Israel in Egipte vir Moses gebruik, hy het van die Hebreërs gebruik, hy het hierdie vrouens gebruik, hy het later vir Miriam en die farao se die prinses gebruik, om seker te maak dat die koninkryk van die Here bly nog steeds deurbreek, al lyk die situasie hopeloos. Al lyk die situasie asof daar geen uitkoms is nie, geen oplossing, geen antwoord nie, het die Here nog steeds kragtig deurgebreek, sy koninkryk nog steeds kragtig deurgebreek, al het dit baie sleg gegaan. Een kommentaar noem dit oppressive power structures. Hy sê, die koninkryk van die Here het nog steeds deurgebreek deur hierdie oppressive power structures. En dit word elke jaar nog amper gevier. Sê waar hierdie verdrukking en swaar kry en vervolging en moord en geweld, kan jy dink as jy 'n seun in die lewe bring of jy het net klaar gekraam en jy sien hierdie seentjie, wat se vrees daar in jou moes gewees het. Ten spyte van disfunksionele politieke strukture en wêreldmagte het God kom inmeng
kon ingryp in sy mense se wêreld en sy lewe deur klomp goeders te gebruik, maar het sy koninkryk nog steeds bly seëvier. Sy mense was nog steeds na gekyk en nog steeds na versorg. Tweede gedeelte kom uit Daniël. Ons ken die verhaal van Daniël baie goed. Die Israeliete word weggevoer, dit gaan ons nie baie goed met hulle. Hulle word weggevoer in ballingskap en hulle beleef amper 'n verlies van 'n klomp goed. Ek gaan nou iets meer daaroor sê. Waar ons hulle storie kry vandag is waar Daniël se vriende in die moeilikheid kom en hoe hulle, die feit dat hulle nie compromise op hulle geloof nie, hoe dit toegelaat het dat die koninkryk van die Here deurbreek en hoe Nebukadneser dan op 'n ou en sê nee, maar almal moet in hierdie God glo. Ek lees van sy Daniël 3 uit. Daar staan Nebukadneser het gesê, loof die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Hy het sy engel gestuur om sy dienaars wat op hom vertrou het te red. Hulle het die koning se bevel verontagsaam en was bereid om hulle lewens te gee eerder as om eer te bewys aan enige ander god of enige een buite hulle eie God te dien. Ek vaardig nou 'n wet uit dat enige volk, nasie of taal wat sonder respek oor Sadrag, Mesach en Abednego se God praat, in stukke gekap moet word, nog steeds op die gewelddadige bladsy, en van hulle huise 'n as op gemaak word. Daar is geen ander God wat kan red soos hy nie. Daarna het hy Sadrag, Mesach en Abednego bevorder en nog na hoër posisies in hulle provinsies van Babel gegee. Soos 'n soortgelyke voorbeeld wat in Daniël gebeur. Selfs met hierdie verhaal, ons ken dit goed. Hulle word sosiaal, kultureel en godsdienstig onderdruk. Hulle is weggevoer uit hulle land uit en hulle word gestroop van nie net hulle land nie, maar van hulle identiteit, van hulle kultuur, van hulle geloof. Hulle mag nie meer eet wat hulle voorheen geëet het nie, van hulle mense. En Daniël veral, en Daniël en sy vriende veral, weier om te compromise. Hulle weier om te sê, ek gaan toegee tot die gees van die tyd. Ek weier om toe te gee tot hierdie land en sy strukture en sy geloof. En dit is baie interessant, hulle het bly Babel dien. Hulle het bly die leiers van Babel dien. Hulle het gesê, ons is nou hier, ons werk hard ten goeie van die land. Ons is nie, gaan sit nie nou op 'n stukkie hoop nie. Hulle het nog steeds bly hulle werk doen. Hulle het bly werk in die strukture en in die wêreld en in die regeringsstelsels, soos wat hulle daai werke en posisies gekry het. Maar hulle het nie hulle geloof en hulle kultuur en dit wat vir hulle belangrik was, verontagsaam nie. Hulle sê, ek bly glo wat ek glo. Dit is nog steeds vir my belangrik. En ek hou nog steeds vas daaraan. Maar hulle was gestroop van alles wat vir hulle bekend was. En hulle het net gesê, maar ons bly nog steeds God aanbid. Ja, die kommentaar, skies. Noem dit dat die Israeliete in hierdie tyd wat hulle noem kulturele assimilasie ondergaan het. Skies vir daai verskriklike alliterasie, anglisisme, kulturele assimilasie ondergaan het. Wat heel waarskynlik enige iemand anders se geloof sou steel. As jy jouself nou maar bevind in 'n ander land, met 'n ander kultuur, ander gebruike, ander mense, ander kos, alles, dan sê maar, ek laat nou maar net hierdie ding van my ook laat gaan. So hulle was totaal en amper geïndoktrineer om te sê, jy moet verander, jy moet konformeer tot die dag en die tyd en die plek waar jy is. En hulle het net gesê, nee. Ten spyte van wat kultureel met ons gebeur, en as 'n land met ons gebeur, en as 'n volk met ons gebeur, verloor ons nie ons geloof nie, verloor ons en word ons nie gestroop van ons godsdienst nie, van ons verhouding met die Here nie. Ons bly loyaal aan ons God. En weer eens, nog steeds, ten spyte van leeukuile en brandende oonde en konings wat wette uitvoer en sê, nou werk dit so, breek die Here se koninkryk nog steeds kragtig deur. En dit het so deurgebreek, dat hulle geloof so indrukwekkend was, dat die koning gesê het, van nou af glo almal dit. Van nou af is dit ons wet, dat almal hierdie God dien. En die Here se koninkryk kom breek kragtig deur. Die vroeë kerk in Handelinge het deur 'n verskriklike tyd gegaan. Ons lees net 3 verse daar. Handelinge 8 staan daar. Saulus het saamgestem met die teregstelling van Stefanus. Julle onthou, Stefanus was vervolg en ook doodgemaak. 'n Ewige vervolging van die kerk, ons kerk, in Jerusalem het daardie dag begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, het uitgewyk na die gebiede van Judea en Samaria.
En so in hakies, godvreesende mense het Stefanus begrawe en hulle het oor hom getreur. Saulus, hoor, het die kerk oral probeer vernietig. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vroue laat uitsleep en in die tronk laat sit. Vir ons vandag, in ons wêreld, klink dit amper te far-fetched om waar te wees. Kan jy jouself net indink dat ons met daardie tipe vrees met kerk hou? Dat enige iemand hierdie oomblik by hierdie deur gaan inkom sê, jy mag nie die Bybel hardop lees nie, jy mag nie sing nie, ek gaan julle agtervolg tot by die huis en julle dan uitsleep en tronk toe vat, of wat dit ook al mag wees. Ons geniet hierdie voorreg, partykeer baie vanselfsprekend, maar dit was nie altyd so vir die kerk nie, en daar is soveel kerke en gemeentes vir wie dit nog steeds nie is so vandag nie. Ons weet nie wat dit is om in hierdie vrees te lewe, om te sê, ons mag nie eintlik glo wat ons glo nie. Ons mag nie eintlik dien wie ons dien nie. Ons mag nie kerk hou soos wat ons nou kerk hou nie. Dit is nie vir ons vreemd nie. Ons geniet daai voorreg, maar dit was nie altyd so vanselfsprekend nie, om in daai vrees en in daai onsekerheid te lewe, om te weet jy is in die minderheid, om te weet ons mag nie te doen wat ons vandag hier doen nie. Maar ten spyte van daai storie, as jy net so 'n bietjie aanlees in Handelinge, lees jy dat die kerk gegroei het. Dat die kerk bly floreer het, dat die kerk bly kyk het na mekaar en omgesien het na mekaar, gekyk het na die weduwees en die weeskinders en mense wat te min gehad het. Hulle het bly floreer, bly groei, en ons klomp gedeeltes in Handeling waar dit sê, die Here het dag vir dag mense bly byvoeg by die gemeente van Christus. Ten spyte van hierdie vervolging, ten spyte van hierdie vrees en hierdie onsekerheid oor om gemeente te kan wees, om te glo wat jy kan glo, hierdie kerk bly floreer. Ek lees net in die week 'n artikel wat gaan oor die praktiese raad wat hulle gee, hoe jy kan bid vir die kerk in Korea, waar hulle glad nie mag glo wat ons glo nie. So dis nog steeds 'n realiteit vir baie Christene vandag, is dat jy nie hier mag sit nie. Dat jy nie mag glo wat jy glo nie, dat jy nie mag Bybel lees of hardop sing, of worship musiek in jou kar luister nie. Dit is nie vir almal so vanselfsprekend nie. En nog steeds het die koninkryk van die Here deurgebreek, soveel so, dat ons vandag nog hier kan sit. As dit nie was vir die vroeë kerk in Handeling nie, het ons nie kerk gehad vandag nie. As hulle nie aanhou deurdruk en aanhou wees wat hulle was en seker gemaak het hulle bly aangaan met hierdie beweging en bly aangaan met groei, so die kerk het tot so 'n mate gegroei dat ons vandag kan kerk hou nie. Die koninkryk van die Here het ten spyte van slegte vervolging, baie geweld, mense wat aan die tronk gegooi is, mense wat gestenig is, bly floreer, en die kerk, die koninkryk van die Here, het deurgebreek. Iemand skryf dit so, het sê, the book of Acts details the early church facing severe prosecution from both Jewish and Roman authorities. Despite this, the church grew and spread, demonstrating the power of faith in the face of diversity. Dit bring my by wat Jesus oor dit sê. Lukas 17, so nou die eerste keer dat die Bybel uitlees, ons nou baie die Bybel uitgelees. Lukas 17 is Jesus besig om te praat met die Fariseërs, en hy praat met hulle baie duidelik oor die koninkryk van die Here. Hy praat hulle sê, dit is hoe ek het verstaan, en dis hoe ek wil hê julle moet dit verstaan. En dit was 'n radikale perspektief oor hoe die mense van die dag die koninkryk van die Here moes begryp en verstaan. So in Lukas 17 is jy welkom saam met my te lees. God se koningsheerskappy begin nie by sigbare voortekens nie. Vers 20. Toe Jesus deur die Fariseërs uitgevra is oor wanneer die koningsheerskappy van God dan begin, het hy hulle geantwoord: die koningsheerskappy van God begin nie met sigbare voortekens nie. Julle gaan nie wolke uit die hemel en tekens teen die billboard sien nie. Hy sê, jy sal nie kan sê, kyk hier is dit of daar is dit, want die koningsheerskappy, hoor, van God is wat? Hier by julle. Hier by jou. Ander vertaling sê, hier binne in julle. Hier binne in julle. Die Fariseërs soek tekens. Hulle soek tasbare dinge en jy kan dit verstaan. Hulle soek iets waaraan hulle kan vashou en kan sê, hier is dit nou, die koninkryk van die Here breek deur. En Jesus kom met 'n radikale alternatiewe perspektief en sê, nee, julle soek voortekens, julle soek dinge wat julle kan bewys en kan sê, hy sê, maar die koninkryk van die Here is klaar hier. Die koninkryk van die Here het klaar deurgebreek en dis waar, binne in jou. Dit leef in elkeen van julle.
Julle soek 'n groot regime change en 'n verandering van regering en 'n oorgooi van presidensies. Hy sê nee. Hy sê die koninkryk van God is iets wat jy nog nooit in jou lewe beleef het nie, want dit kom hier binne in jou. Dis anders. Dis anders as waarin ons gewoond is. Dis radikaal, dis lewensveranderend. Ons soek vir dit oral. Ons soek vir wonderbaarlike gebeurtenisse, maar dis klaar hier in jou. Dis 'n teenwoordige realiteit, dis God se teenwoordige realiteit in jou hart. En ek weet baie keer as ons praat van ons hart, dit klink 'n bietjie wollerig, maar hierdie is Jesus se woorde self. Hy sê dit het klaar binne in julle gekom. Dit het klaar by jou gekom. Jy hoef nie daarvoor te gaan soek nie. Jy hoef nie wyd en ver soos die fariseërs en ander mense en in ander leiers in wêreldse goed te gaan soek vir Jesus se koninkryk nie. Jesus self sê dit het deurgebreek in my en in jou. Johannes 10 praat 'n bietjie verder daaroor. En daar staan een van my gunsteling gedeeltes, laat ek dit vir ons lees. Maar dit gaan op die bord wees. Sy vir ons opsit, ja. Johannes 10 vers 10. Daar staan: 'n dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig. Ek het gekom sodat julle lewe kan hê en sodat julle dit oorvloedig kan hê. Hy sê die wêreld gaan hierdie koninkryk wat in julle gekom het, probeer steel by jou. Die wêreld gaan dit probeer vernietig. Die wêreld gaan dit probeer vat by jou. Soos 'n dief in die nag, gaan hulle alles van jou probeer stroop. Dit wat jy weet oor die Here, dit wat jy weet oor God, die koninkryk wat dag vir dag deurbreek in elkeen van ons se lewe, as ons oop genoeg is sal ons dit kan sien. Hy sê, Johannes 10 sê, die wêreld gaan dit probeer by jou vat. Dit gaan dit probeer steel. Dit gaan dit probeer vernietig, soos wat Saulus gesê het, ek gaan die kerk vernietig. Probeer die wêreld en steel die kultuur van die dag baie keer by ons. Maar as ons oë oop genoeg is, sal ons sien hoe die lewe deurbreek. As ons oë oop genoeg is, sal ons sien hoe die koninkryk van die Here deurbreek elke dag op die kleinste van oomblikke, as ons oë net oop genoeg is. As ons ingestel is, ingeoefen is op die koninkryk van die Here wat al klaar hier binne in ons gekom het. 1 Petrus 5 sê, jy moet wakker en jy moet nugter wees. Jy moet wakker en jy moet nugter wees om te sien waar en hoe die lewe en die koninkryk deurbreek. Hierdie oorvloedige lewe waarvan Johannes 10 praat. Want dit is rondom ons. As ons teenwoordig genoeg is, as ons intentioneel genoeg is en ingeoefen genoeg is, sal ons sien hoe die koninkryk van die Here kom. Ek het nogal gewonder of ek iets oor die nuus moet sê wat die afgelope tyd gebeur het, want dit is uiters oorweldigend. Ek weet nie of julle met my saam sal stem nie. Daar nuwe oorlog in die Midde-Ooste dreig terwyl ons nog nie klaar is met 3 ander oorloë nie. Dis regtig oorweldigend. Dis regtig te veel. En dit is moeilik veral vir my, veral as ek dink aan preek of hoe ons dink oor kerk. Dit is moeilik om daai spanning te handhaaf om te sê wanneer ons hiernatoe kom, of wanneer jy die moeite doen om die TV aan te sit en te sê ek wil vandag kerk hou, of waar ook al ek is, of jy wil ons eintlik 'n bietjie wegkom van dit. Ek weet nie of julle met my sal saamstem. Ons wil eintlik 'n bietjie wegkom van die wêreld en wegkom van die wêreldse nuus en wat mense in ander lande doen wat ons almal beïnvloed op een of ander manier. Ons wil eintlik 'n bietjie wegkom van dit. Ons is net so oorlaai met dit deur die week, deur die nuus en nuusberigte, dat ons wanneer ons dan nou kerk toe kom of kerk kyk of by mekaar is, wil ons regtig eintlik net so 'n bietjie 'n break hê van dit. So dit is, ons net 'n oomblik bietjie ontsnap van die wêreld soos wat ons haar op hierdie stadium het en soos wat ons haar op hierdie stadium ken. En ek begryp dit, ek beloof dit is my oorweldigende gevoel ook, so ek stem saam. So ek was baie in die versoeking om sommer net oor iets generies te preek vandag, om te sê, wel, kom ons kyk sommer net na ietsie van om oor te preek. Maar ek dink tog dit is ons verantwoordelikheid om sin te maak oor wat in die wêreld gebeur in die lig van die woord. Dit is nodig vir ons en ons verantwoordelikheid as Christen om te sê, ons moet sin maak van die kultuur, ons moet sin maak van wêreldgebeure en nuusgebeure in die lig van die woord, deur die perspektief van die kruis, deur ons gesonde, goeie godsbeeld om sin te maak van die wêreld soos wat ons haar nou het en soos wat ons haar nou ken. Ons leef tans in 'n wêreld van 'n nuwe dag, 'n nuwe oorlog. En hoe minder ek nuus lees, hoe minder lees wil ek lees. Want dit is te veel. Ons leef in toenemende globale politieke onsekerheid, ekonomiese onstabiliteit, nie net in die wêreld nie, maar in ons land ook.
Ons leef in 'n tyd waar, in my opinie, jy kan van my verskil as jy wil, ons regtig nie goeie leiers het nie. Nie in die wêreld nie, definitief ook nie in ons land nie, maar goeie leierskap is few and far between. Die wêreld het drastiese nood vir mense met karakter en mense met goeie leierseienskappe. En ons kan dit verder vat en sê net iemand wat in die Here glo en met daai wysheid besluite neem. Want daar is min sulke leiers en dit is my opinie, jy kan daarvan verskil. En so 'n bietjie nader in ons huis dink ek veg ons almal ons eie klein oorloë. Ons veg oorloë in verhoudings en in huwelike en met verhoudings met ons kinders. Ons het verskriklik baie mense in ons gemeente wat swaar loop onder hulle gesondheidstoestande, wat baie siek is, baie wat in die hospitaal is, baie wat rekeninge het wat ophoop, wat met wie se finansies dit regtig hooploos gaan. Ek was in die week in 'n gesprek met iemand wat sê dit voel regtig asof dit alles net die heeltyd 'n konstante geveg is, 'n konstante battle. En ek weet nie hoe ek al die balle in die lug gaan hou nie. Ek weet nie wanneer daar vir my 'n oplossing is of wanneer daar net iets gaan deurbreek wat sê hier is vir jou 'n bietjie verligting. So afgesien van die oorlog wat geveg word baie ver van ons af wat tog 'n invloed het, veg ons almal op 'n manier op die kleine elke dag in ons eie lewe ook 'n hele paar goeters. Dit maak ons moeg, dit maak ons oorweldig, dit put ons uit. Wanneer gaan daar 'n bietjie van 'n deurbreek wees? En hier glo ek is ons uitnodiging. Hier is ons ek wil sê uitdaging nie, maar ons uitnodiging. In Genesis 28 gaan dit baie sleg met Jakob. Hy gaan deur 'n baie rowwe tyd. Hy is op 'n vreeslike slegte voet weg van sy familie af. Hy het geen besittings, geen land, geen heenkome, geen toekoms, geen geld, niks. En hy gaan slaap die aand en hy droom en in die droom ontmoet hy die Here. En hy ontmoet die Here van aangesig tot aangesig, sê die woord. Hy kom van aangesig tot aangesig met die Here se teenwoordigheid. In Genesis 28 vers 16 staan die volgende. Toe Jakob wakker word, sê hy, so waar. Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie eers geweet nie. Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie eers geweet nie. En ek dink dis ons roeping, dis ons uitnodiging. Is om plekke en situasies rondom ons te soek hiervoor. Ten spyte van hoe dit gaan. Ten spyte en te midde van wat gebeur. Is dit ons uitnodiging? Is dit ons uitdaging om te sê, om te kan sê, soos Jakob, die Here was hier. Die Here is hier. Ek het dit nie besef nie, ek het dit nie geweet nie. Maar hy is hier. Om te midde van wat vandag in ons wêreld aangaan of in jou lewe aangaan, in jou wêreld aangaan. Om speerders, Tom se woorde, om speerders te word van waar die koninkryk deurbreek. Van waar God se koninkryk, hy se woorde, wonderbaarlik en kragtig deurbreek elke liewe dag, ten spyte van hoe dit gaan. Ten spyte van wat ons sien op die nuus. Ten spyte van wat jy leef in jou eie lewe. Nie om dit weg te praat, net om te sê in Jakob se woorde, ek het nie geweet die Here is hier nie en hy is. Ek het nie geweet die koninkryk breek op hierdie manier deur nie, maar dit doen. Ek het nie geweet die Skepper is hier teenwoordig nie, maar hy is. Matteus 6 vers 33 sê, beywer julle wat? Beywer julle alleeers vir die koninkryk van God. Ek dink ek het dit hier neergeskryf, ja. Beywer julle alleeers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook hierdie dinge aan julle gee. Dis 'n vers wat sê, voordat jy enige iets anders soek, voordat jy na enige iets anders kyk, voordat jy na enige iets anders gryp, soek wat? Soek allereers die koninkryk van God. Dan sal jy kry wat jy werklik nodig het. Dan sal ons daai Johannes 10 oorvloedige lewe ontvang. Dan sal ons Lukas 17 besef hoe die koninkryk van die Here binne in ons gekom het, alreeds binne in ons is. Hierdie is ons werk as Christene. Hierdie is waartoe die Here ons roep as gelowiges in vandag se wêreld in 2025. Ons staar ons baie keer blind aan die doemprofete en die nuus van die dag. Ons het fantastiese gesprek nou die dag by Panorama se Bybelstudie hieroor gehad. Ons staar ons blind na die doemprofete en die nuus van die dag. Ons laat ons meesleer en ons word slawe van die retoriek van wêreldse dinge, van tydelike leiers en Facebook propaganda. It's alive and well. Ons vergeet dat ons nie burgers is van hierdie koninkryk nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is burgers en
deelnemendes van God se koninkryk, van Jesus se koninkryk wat kragtig deurbreek. Ons vergeet om te soek vir tekens en verrassings en bewyse van Jesus se koninkryk wat hier op aarde al gekom het. In ons leef, deur ons kom en hoe die Here ons gebruik, dat sy koninkryk, soos in die Onse Vader, soos in die hemel, net so ook op die aarde kom. En elke dag, gewone oomblikke, in alledaagse mense, en gelowiges soos ek en jy. Dallas Willard skryf die volgende. En daarmee gaan ek eindig. So when Jesus directs us to pray, the kingdom come, he does not mean that we should pray for it to come into existence. Rather, we pray for it to take over at all points in the personal, the social, the political order where it is now excluded. On earth as it is in heaven, with this prayer, we are invoking it, as in faith are acting it into the real world of our daily existence. Ons daaglikse lewe. En dis my hoop en my gebed ook vir jou week, vir hierdie vakansie ook. Om jou oë oop te hou vir waar die koninkryk kragtig deurbreek. In jou eie lewe, in die mense rondom jou se lewe, daar waar situasies hooploos is. Rarig moeilik is om die koninkryk van die Here te sien. En ek dink dit gee ook vir ons 'n bietjie taal, 'n bietjie woorde om te bid. Te bid vir die wêreld, ja, vir die groter gemors wat aangaan. Maar ook dalk dit vir jou wat jy rondom jou sien en dit wat in jou eie lewe aangaan, te sê Here, ek bid dat die koninkryk van U kragtig deurbreek. Daar waar dit lyk asof daar niks is nie. Dat dit kragtig sal deurbreek in my eie lewe, dat dit kragtig sal deurbreek in mense se lewe waar dit so nodig is. Laat U koninkryk kom. En Dallas Willard se woorde, laat U koninkryk oorneem. Laat dit oorneem op 'n daily existence vlak. En mag die koninkryk van die Here kragtig deurbreek. Ek gaan vir julle geleentheid gee om so 'n bietjie met die Here te praat. Hieroor, so dit wat in jou eie lewe beleef en wat jy beleef en hoe die Here met jou gepraat het deur volgens. So nou is die geleentheid vir jy net so my kan antwoord op dit wat jy gehoor het. Amen. Kom ons staan. Dan sluit ons son af. Die liefde is 'n skuilplek, 'n skadu waar ons dus kan vind. Ek sal geen onheil vrees nie, want U doe my net by voor U my koning. Ek
kan jou mense soos altyd so 'n klein bietjie nader trek en dan soos wat jy die seën ontvang, bid jy dit ook af op die mense wat nou naby jou is. Ontvang die seën van jou Vader, sy seën Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Mag jy besef en weet dat die koninkryk van God alreeds in jou gekom het en mag jou oë oop wees vir ware deurbreek in jou wêreld. Amen. Ons offergawe is by die deur en jy is welkom om saam met ons 'n koppie koffie te drink. Onze Vader in die hemel, laat die naam geheilig word. Laat die wil geskied, wat moet ons hier op die, maar wie koninkrijk in ons, soos in die hemel, so op die aarde, soos in die hemel, so op die aarde, soos in die hemel, so hier by ons, onze Vader in die hemel, laat die naam geheilig word. Laat die wil geskied, wat moet ons hier op die, maar wie koninkrijk in ons. Daar vat hy. Bye, vrou. Dankie julle. Dis ek daar vat hy.